Vandag by die Audit of Life Car, Albert van Wyk, 'n 33-jarige entrepreneur wat bekendheid verwerf het vir sy groot eiendomsportefeulje wat hy opgebou het, hier by ons in Hartswater. Albert, baie welkom. Danny, is lekker om hier te wees, man. Ja, is lekker gesels. Ek sien vreeslik uit. Albert, vat ons bietjie terug na die begin toe. Baie van ons weet, jy sê jy kan 'n besigheid begin met R0. Hoe het jou besigheid en entrepreneurskap journey vir jou begin? Wel, ek sal sê dit begin uit 'n need uit. Ek dink meeste entrepreneurs wil net 'n besigheid begin uit 'n want uit. En ek dink dan gaan jy 4 verloor somewhere down the line. Ek dink dit moet begin uit 'n need uit. So my need het begin omdat ek in 'n arm familie groot geword het. En ek het uit armoede uitgekom. Ek was daai kind wat die tweedehandse skooltrui by die skool gedra het en die tweedehandse skoolskoene by die skool gehad het. En dit is wat my lewe was. Maar ek het gesien dat daar ander mense is wat nuwe skoolskoene het en 'n nuwe skooltrui het. En toe daar vir my iets nie lekker met my gesit nie. En ek het gewonder, wat is hierdie ding wat jy geld noem? Hoe kry jy geld? En ek dink dit het 'n need geskep of 'n curiosity om uit te figure hoe om dit te doen. En ek het baie verskillende besighede gehad, reg deur laerskool en hoërskool wat ek maar probeer het en iets getraai het en jy weet gefail het en geleer het en so. Ek dink my eerste besigheidjie wat redelik alright gedoen het, was my konstruksiebesigheidjie. En jy noem nou so van R0 af begin. Ek het daai besigheid van R0 af begin. En ek het letterlik in die straat afgestap en gekyk vir heininge of mure wat nie nice lyk nie, of dakke wat bietjie verwaarloos is. Ons het net nou hier deur die neighborhood gery. Jy kan vinnig sien, daai oom se muur kort verf, jy weet, of daai ou se heining moet weer oorgeverf word. En ek het letterlik, jy weet, in my neighborhood rondgestap, gesê, oom, kan ek oom se dak verf, kan ek oom se muur verf? En dan het ek gevra vir 'n deposit toe. So met R0 in my sak kon ek die deal doen, want ek het gesê ek kort 'n 50% deposit toe, en daai 50% kon ek toe nou gebruik om al my materiale te koop. So ek het seker gemaak my 50% is genoeg om my verf en my verfkwaste en my skuurpapier en alles, as ek 'n afdak gebou het, het ek reeds die staal uitgewerk en dan het ek uitgewerk dat my 50% genoeg sal wees om dit aan te koop. En so het ek begin sulke konstruksiewerkies doen, en dit begin by mure verf en so, maar eventually het ek 'n paar groter projekte gedoen. Ek het 'n oom se dak afgehaal in Mooikloof, die hele dak afgehaal, nuwe dak opgesit. Ek het vir 'n ander oom 'n shed gebou in Pretoria Oos, waar ek staal, jy weet, afdakke, concrete slabs, jy weet, waar hy sê, ek dink 2 karavane en 'n trailer en 'n ding stop, jy weet, so het ek sulke tipe projekte gedoen, en dit het vir my genoeg geld gemaak van R0 af, om toe na my eerste eiendom te koop toe ek 19 jaar oud was. En daardie eiendom het ek seker gemaak is 'n cashflow positive property, wat vir my genoeg inkomste gegee het, saam met die rental income, en dan nou my konstruksiebesigheid wat ek gecontinue het, om 'n fully paid off asset te hê op die ouderdom van 22. So toe op 22 het ek my eerste miljoen gehad. En toe van daar af het dit net, jy kan leverage teen die een eiendom, gaan in die volgende eiendom in, daai eiendom gee vir jou genoeg inkomste saam met hierdie een om weer af te betaal, en dan gaan jy weer voort, en so het dit aan gegaan, en vandag kan ek sê, ek skep inkomste vir my hele familie. My ma is saam met my in die besigheid, my pa is saam met my in die besigheid, my broer is saam met my in die besigheid, my vrou is saam met my in die besigheid, en ons almal generate inkomste uit dit uit. En nie net dit nie, ek employ soveel ander mense wat werk in die besighede, jy weet, die manne op site, die mense in die kantoor, waarvoor ek kan 'n inkomste skep, waarvoor ek 'n opportunity kan gee om na hulle gesinne en hulle families te kan omsien. En op die einde van die dag van dit, jy weet, dit het nou gegroei in 'n 50 miljoen rand eiendomsportefeulje, maar meer as dit befonds maak my 'n miljonair projek. Dit allow my om vir 3 maande van die jaar te kan travel, heeltyd op die pad en skole besoek en ander mense inspireer. So wat begin het van 'n need, van 'n ouetjie met 'n tweedehandse skooltrui en 'n tweedehandse skoolskoene, het verander in 'n ding waar ons impak kan maak, nie net in ons eie gesin en ons eie familie nie, maar vir hele Suid-Afrika en gesinne reg oor Suid-Afrika, sodat hulle vir hulle kinders nuwe skoolskoene en 'n nuwe skooltrui kan bekostig. So, dis in kort
die journey. Ek wil vir jou vra oor die need, Albert, ek het jou storie al gehoor van dat, wat jy vertel, dat jy in 'n armhuis groot geword het. Hierdie need, obviously met jou eerste projek, die oom se heining wat jy geverf het, jy het wins gemaak. Het jy altyd gefokus om soveel as moontlik van jou wins terug te druk in jou besigheid, om verder te groei, of het jy ooit die behoefte gehad om hierdie leefstyl van jou, van arm groot word te gaan verander en aan te pas, of was jou hoof fokus om die hele tyd te herinvesteer in jou besigheid? Ek het Robert Kiyosaki se Rich Dad, Poor Dad gelees toe Het ons almal nie, man. toe ek in laerskool was. En hy het gesê, jy koop eers assets en dan laat jy jou assets jou lifestyle befonds. Ja. En hy het ook 'n reël gehad, jy moet 30% van jou inkomste invest. Nee, dit was in Rules of Wealth, wat ek gelees het, ook op laerskool. En ek het daai ding nie mooi verstaan nie. Ek was klein, ek was jonk, jy weet, so, ek dink ek het dit verkeerd omgekry, en ek het gedink, jy moet 70% van jou inkomste invest. So ek het daai reël vasgemaak in die begin van hoërskool rond toe ek soos 14, 15 jaar oud was, het ek gesê, van al my geld wat ek maak, invest ek 70% en ek leef op 30%. En van toe af is dit nog altyd my reël, even vandag nog. Ek invest 70% van my inkomste, herinvesteer ek in bates in goederes wat die wealth kan bou, en ek leef net op 30%. So, ons kan 'n voorbeeld vat, toe ek op universiteit was, nou is ek 2de jaar op universiteit. Ek het 'n eiendom, wat vol tenants is, jy weet, wat vir my inkomste genereer. Jy weet, jy kan sê, meeste mense is eers daar wanneer hulle 40 jaar oud is, jy weet, op 2de jaar op universiteit het ek eiendom gehad, mense gehad, maar al my vriende het met nuwe karre gery. Hulle het in 'n nice flat gebly. Ek het by my ouers gebly, en dis nie so cool as jy op universiteit is om by jou ouers te bly. Veral is, jy weet, en ek het 'n ou kar gery. Ek het 'n 1952 Volvo Amazon 122S gery. Ek het hom gekoop vir R8,000. En dit was my kar. En dis nie so cool as jy jou girlfriend moet gaan optel in 'n kar wat sukkel om te start nie, moet jy die choke uittrek en dan, jy weet, hy sê jy moet brake boosters en ja, so, maar ek het 'n ou tweedehands R8,000 se kar gery en ek het by my ouers gebly terwyl al my vriende nuwe karre gehad het, nuwe flats gehad het. Ek het my vriende se tweedehandse fone, laptops by hulle gekoop terwyl hulle upgrade na nuus toe. En ek het eintlik die wealth gehad. Jy weet, ek het 'n huis gehad vol tenants, maar ek het gestiek by my 70-30 reël. En dit het vir my soveel wealth gebou in die laaste paar jaar, want daai ding raak al hoe groter. Jou 70% raak groter en jou 30% raak groter. En op daai stadium kon ek net die R8,000 se kar bekostig, want dit is wat my 30% geallow het. Ek kon nie vir myself 'n flat kry om te bly nie, ek moes by my ouers bly, want dit is wat my 30% geallow het. So as ek by skole praat en as ek met mense praat, sê ek, okay, wel, wanneer kry jy die Range Rover? Wanneer jou 30% genoeg is. Wanneer kry jy die Rolex watch? Wanneer jou 30% genoeg is. Wanneer vat jy jou familie vir 'n uiteet? Jy weet, wanneer jy 30% genoeg, wanneer vat jy daai girl op 'n date? En as jy weet die date gaan R300 kos, dan beter jy R1,000 maak hierdie week. As jy R900 gemaak het, sorry, moet jy maar die date cancel. Jy weet, so ek het gestiek by daai 30-70 reël en ek dink dit het 'n massive impak gemaak om heeltyd daai te herinvesteer en nie jou lifestyle te veel te increase nie. Ja. Om te stiek by daai reël en jou lifestyle gaan increase eventually, soos wat jou investment increase. Ja, en ek dink dit is waar meeste van ons foute maak. Ek vat in my eie loopbaan as ek moet terugkyk, as rekenmeester doen jy nou jou klerkskap. En wat was die eerste ding wat ek gedoen het met my eerste salarisverhoging na my klerkskap? Wat dink jy het ek gedoen? Wat was die fout wat ek gemaak het? Jy sê die fout gemaak, jy seker 'n kar gaan kry en 'n flat gaan kry. Presies. Kar en jou paaiement is meer as dit is amper 'n derde van jou salaris, groot fout. So ek weet dit is ook as ek dit terugkyk op my lewe, die goed wat ek kan besef, jy weet, baie onkundig geweest. Dit was vir my belangrik op baie stadium nou om 'n beter kar te ry wat obviously glad nie nou vir my sin maak nie. So mense haal jou hoed af vir iemand soos jy wat daai streng finansiële beginsels toegepas het om te sê ek is streng volgens 70% te invest, want ek dink dis waar meeste ouens sukkel met delayed gratification. Nou as ons nou gaan kyk in jou raad en advies vir jong mense, jy's nou die ouderdom van 33, maar as jy gaan kyk na ouens gewoonlik hier vanaf die ouderdom tot 25 na 30 toe is gewoonlik waar ou die geleentheid kry om te kyk na jou eerste eiendom. Wat se raad en advies sal jy vir jong mense gee as hulle die eerste eiendom wat hulle moet koop? Waarna moet hulle kyk en hoe moet hulle daai eerste kooptransaksie hanteer?
Daar's baie goed waarna jy moet kyk voordat jy eerste eiendom koop. Maar ek sal sê een van die belangrikste goed is koop in 'n area wat jy goed ken. Baie mense kyk na reports en na nommertjies en dit laat my hare rys as ek kyk na party van hierdie reports, jy weet, dan gaan jy op Property 24 of op Lightstone of op TPN en nie dat daai goed sleg is nie, dit kan goeie inligting vir jou gee, maar dan kyk hulle na die reports en sê hulle, o, hierdie area het baie goeie groei gekry. Hierdie is die average huisprys in daai area. Hierdie is die average rental yield. Ek gaan in daai area invest. Maar as jy nie daai area ken nie, dan beteken daai vir jou absoluut niks nie. Right, so ek gebruik altyd die voorbeeld van Kilner Park, is daar so 'n stroompie wat deur Kilner Park vloei. En aan die linkerkant van die stroompie is dit turfgrond en dis naby 'n industriële gebied. En aan die regterkant van die stroompie is dit goeie grond en dis naby die mall. Aan die linkerkant van die en by die mall is al Planet Fitness en 'n Woolworths. Right, so aan die linkerkant van die stroompie is dit waar die blue collar workers deurloop. Aan die regterkant van die stroompie is waar dit die tannies met hulle toy poms en hulle gymklere deurloop. Jy weet, so daai behoort vir die prentjie te gee. Nou as jy op enige report gaan kyk, gaan dit vir jou sê die average prys in Kilner Park is 1.3 miljoen rand. Nou, as jy onwetend is van die stroompie en van die area, dan gaan jy op kyk en sê, hier's 'n property vir 800.000 rand. Dis 'n steal. Ja. En dan gaan jy ontkoop en jy gaan, as hy aan daai kant van die stroom is, soek ek hom eers vir 600.000 nie. Ja. Verstaan, ek koop nie vir enigiets, jy weet, meer as 600.000 aan daai kant van die stroom nie. Aan hierdie kant van die stroom sal ek tot 1.5 miljoen gaan. So jy weet, as daai ou dan sê dis 1.3 miljoen rand property, dan wys hy dalk van die hand, want dis die average, maar dis aan die goeie kant van die stroom, so eintlik is dit die steal. Ja. En jy weet, daar wil jy koop vir 1.3 miljoen, ek vat hom nou as hy vir 1.3 miljoen in die mark is. Jy weet, so, eerste ding, in 'n area wat jy ken. Dit is jou home field advantage. Dis waar jy weet wat aangaan. Dit is waar ons het nou deur Hartswater gery. Jy het presies vir my gesê, jy weet wat daai huis is, jy weet wat daai huis is, jy weet wat gebeur op daai erf, jy weet wat, dis jou home field advantage. Ja. As ek in hierdie area moet inkom en 'n investor hier wees, gaan ek my vingers verbrand en ek gaan soveel foute maak, want ek het nie idee hoe hierdie area geset up is en waar wie is nie. Jy weet, so dis jou home field advantage. En dan die tweede ding wat ek sal sê is, moenie sectional title koop nie. Soveel youngsters is bietjie haastig, dan het hy net nie genoeg affordability nie, so dan gaan hy vir die 1 miljoen rand se flat, in plaas van om net nog so bietjie te werk, sodat hy vir die 1.5 miljoen rand se huis kan gaan. Ja. Jy weet, as jy 'n sectional title property koop, is jy stuck. Jy koop 'n flat en hy is wat hy is, of 'n townhouse, hy is wat hy is. Daar's niks wat jy daaraan kan doen nie. Jy kan nie aanbou nie, jy kan nie verbreed nie, en kom ons wees eerlik, as jy die eerste keer eiendom koop, gaan jy nie die perfekte keuses maak. Jy gaan foute maak. En ek het self baie foute gemaak. Maar as jy 'n full title property koop, soos kom ons noem dit 'n 3-slaapkamerhuis, in 'n bietjie swakker area as waar jy die flat sou wou koop, dan kan jy amper vir dieselfde prys as die nuut moderne flat, kan jy 'n 3-slaapkamerhuis kry. En dan, as jy foute maak, het jy spasie. I mean, as jy agterkom, my return on investment is terrible, dan kan jy aanbou. Jy kan die garage omskep. Jy kan nog 'n kamer aansit. Jy kan 'n flat op die erf sit, om jou return on investment te fix. Jy weet, of jy kan renovate, en jy kan verander. Jy kan, waar as jy in 'n flat of in 'n townhouse ingekoop het, hulle, in party van die estates sê hulle selfs vir jou, wat se kleur jou deur mag wees. I mean, jy kan niks verander van daai ding. Jy is wat jy is. So as jy 'n fout gemaak het, is jy stuck. En history het vir ons gewys dat groei en return on investment oor die laaste 50 jaar is altyd beter met 'n full title property. So my eerste advies sal wees, in 'n area wat jy ken. Tweede advies sal wees, koop 'n full title property. Moet nie 'n sectional title property of 'n townhouse of 'n flat of iets soos dit koop nie. En dan my derde advies sal wees, maak seker jy max nie jou affordability uit op jou eerste eiendom nie. So as jy op jou eerste eiendom, as jy net genoeg affordability het om jou eerste eiendom te bekostig, koop dit eerder in 'n struktuur, nie in jou persoonlike naam nie. Want dan, as jy jou affordability uitgemax het, dan is jy stuck vir die volgende 25 jaar. Maar nou as jy in hierdie property, jou skuld is te hoog, en die bank gaan nie vir jou nog lenings gee om nog eiendomme te koop nie. As jy wil skaal, moet jy seker maak jy sit nie daai affordability in jou persoonlike naam, of jy sit nie daai skuld in jou persoonlike naam nie, want dan gaan dit jou allow om nog eiendomme te kan koop, dan maak jy nie jouself vas nie. So, maar as jy affordability het vir
vir meer as een eiendom, dan kan jy go vir dit. Jou eerste een kry daar 110% lening, jy kry jou 3 miljoen rand se tax break, so jy weet jy het voordele daar, maar moenie jou affordability uitmax op die eerste een nie. So daai is my 3 punte wat ek sal sê. Sal jy sê jong mense moet altyd kyk om 'n eiendom te koop wat dadelik vir hulle inkomste kan genereer? Byvoorbeeld hulle koop 'n huis met woonstelle dalk aan die agterkant waar hulle self hulle bly in die woonstel, verhuur die huis. Jy weet, of is dit beter om dalk eerder 'n eiendom self te huur en 'n investment property dadelik te koop? Wat is jou raad en advies daar? Ek val van my stoel af elke keer as eiendomsbeleggers coaches op 'n verhoog staan. Ek was al by baie sulke events. En dan sê hulle, as jy in hierdie deal invest, sal jy gelykbreek oor 5 jaar. Dan dink ek by myself, het niemand Robert Kiyosaki se boek gelees nie. Die definisie van 'n bate is goed wat geld in jou sak insit. En die definisie van 'n las is goed wat uit jou sak geld uit jou sak uitvat. So as jy 'n huis koop waarop jy negative cash flow het jy eintlik vir jou 'n las gekoop, nie 'n bate nie. Right, so ek sou sê, jy moet jou eerste huis, veral jou eerste huis, en ek sal sê, ek sal geen property koop, as hy nie at least vir my R10,000 'n maand se positive cash flow gee nie, of at least vir my 15% se return on investment gee nie. As 'n property nie vir my R10,000 'n maand positive cash flow, of 15% se ROI vir my gee nie, koop ek nie die eiendom nie. Want dan sit, weet, as jy net inflasie in ag neem, is dit beter om jy geld eerder net sommer in 'n bank te sit. Jy weet, vir al daai moeite waardeur jy gaan, moet 'n property vir jou at least 15% ROI doen en at least 'n positive cash flow. En my limit is R10,000. So ek sou sê jy moet seker maak jou property gee vir jou positive cash flow. Hy sit geld in jou sak in van dag 1 af. Nie na 5 jaar as hy gelyk breek nie. So nee, baie belangrik, hy moet positive cash flow op dag 1. Ek dink as ons met mekaar moet eerlik wees, so ek dink mense moet dit dalk net ook verstaan. So as 'n ou eiendom gaan koop en jy vat daai 100% lening in die begin en jy sit een huurder in daai eiendom, gaan jy nie daai return on investment kry nie. So wat is jou resep vir sukses? Want ek weet wat jy doen, maar ek wil graag hê jy moet met die kykers ook deel. Hoe kry jy ou die 15% return on investment? Want soos ek ook sê, jy weet, ek het al baie met jou gepraat, ek is die suksesvolste eiendomsbelegger. Jy weet, ons is ook gelukkig as ons op jaar 3 of jaar 4 gelykbreek op cashflow. Jou strategie is heeltemal anders, baie meer winsgewend, maar hoe kry jy dit reg? Wat is die resep? Wel, lewe is kort. Kan nie wag vir 4 jaar om geld te maak nie. Ons moet vandag geld maak. So die ding is 100 jaar terug, kom ons sê 50 jaar terug, kon jy dalk 'n huis gekoop het, een tenant ingesit het en jy het positive cashflow. Ons lewe nie meer in daai ekonomiese tydperk nie. Vandag moet jy kreatief wees. Jy moet buite die boks dink. Jy moet 'n property hustle. Jy kan nie net 'n property sien as, ek koop hom, ek sit 'n tenant in en hey, dit is wat dit is nie. Jy moet dit approach as 'n business. As 'n business deal. Jy weet, so jy kyk na 'n property en jy sê, okay, ek het soveel square meter, hoe kan ek dit optimiseer? Ek het soveel huisspasie, hoe kan ek 'n maximum return on investment kry uit hierdie huis uit? So daar's 'n paar goed wat jy kan verseker dat jy positive cash flow genereer. En die eerste ding is jou rental yield. Jy moet seker maak jy optimiseer elke square meter van daai property. Nou wat ek vir baie couples sê as hulle nie getroudes is, nou wil hulle eerste huis koop. Nou sê ek, fine, koop julle eerste huis, koop 'n 3 slaapkamer of selfs 'n 4 of 5 slaapkamer huis as julle wil, gaan groot. Jy weet, maar bou 'n muur in die middel deur. Jy weet, of bou 'n flat agteraan en bly in die flat en bou 'n muur in die middel deur en verdeel die huis in 2. Nou is jy besig om kreatief te word, want jy kan vir daai groot huis. En kom ons vat die Moot byvoorbeeld waar ek vandaan kom. Ek is 'n Moot-toerist. Ek bly in die Moot. so die Moot kan jy 'n 3 slaapkamer huis uitverhuur vir R15,000 per maand. Dis wat jy kan kry. Maar daai 3 slaapkamer huis het 'n eetkamer, hy het 'n groot sitkamer, hy het 'n dubbel garage, jy weet, hy het 'n buitekamer agter by die garage. So as jy nou net die huis so uitverhuur, R15,000 en jy koop hom vir 1.5, so jy breek net gelyk op jou bond. Maar as jy nou sê, okay, kom ek omskep die garage in 'n flat of daar's klaar 'n buitebadkamer, nou sit jy R5,000 by. Nou maak jy al klaar R20,000 'n maand op daardie property. Nou sê jy, okay, kom ek vat die hoofhuis en ek verdeel hom in 2. En ek coach baie mense op Eiendom Akademie om dit te doen en dan stuur hulle vir my foto's van wat hulle gedoen het. En party van die ouens, as jy die regte huis kies,
hoef jy letterlik 'n drywall by een in die gang te sit. Want die huis is klaar so geset up dat die kombuis kan aan albei kante toe gaan, daar's badkamers aan albei kante van die huis, so jou plumbing is klaar reg. Jy weet daar's 'n ingang, dus die huis is front facing op die street, so daar's klaar 2 ingange. So as jy jou huis reg kies, kan jy partykeer wegkom met een drywall. Dan verdeel jy die huis in 2. En alhoewel jy R15,000 se huur vir die groot huis kon kry, sal jy kan 10 kry vir daai 2 kante. Nou sit jy op 10, 20, 25. So nou het jy gegaan van R15,000 se huurinkomste na R25,000 se huurinkomste met 'n paar changes. En dis nie moeilike changes wat ek nou van gepraat het nie. Jy kan nou next level gaan soos ek. Weet hierdie ou met die lang hare uit die moordtyd wat multilets wil aanpak. So jy kan dit doen en dan kan jy nou elke liewe kamer van hierdie huis 'n multilet gaan verander. Jy weet, maar dan raak jy nou jy moet kyk na consent of use, jy moet kyk na daai planne update, dit raak 'n groter projek. Maar jou return on investment kan ook dan baie meer wees, want dan verhuur ek elke liewe kamer vir R4,200 uit. Want vir 'n flat kan jy R5,000 kry, maar vir 'n kamer kan jy R4,200 kry. So hierdie goed is nie lineair nie. Vir 'n groot huis kry jy 15, maar vir 'n klein huis kry jy 10. So dit is nie lineair nie. Dis die rental income is eksponensieel. So dan sit ek met 'n kamer met 'n huis met 9 kamers wat R4,200 doen, 'n kamer en 'n flat agter in die erf teen R6,000. Nou praat ons van return on investment. So as jy regtig jy weet crazy is en dit baie guts, dan kan jy dit ewen so aanpak, maar vir meeste couples sê ek al wat jy hoef te doen is te house hack. Jy het verdeel jou huis in 2, bly aan die een kant vir hierdie ander kant uit, of bly in die granny flat en vir hierdie voorste groot huis uit, of as jy kan sien al voor, verdeel die groot huis, bly in die granny flat en jy het 2 huurders in die huis, en jy doen dit vir 5 jaar, totdat die huis afbetaal is, fair enough. Dan kan jy hulle uitskop en jy gaan bly in jou lekker groot huis, maar nou is hy klaar vir jou betaal. Albert, ek dink met enige uitverhuuring is daar 'n groot mate van risiko. So as jy gaan kyk na die multilet en jy het 3 kamers wat jy uitverhuur, dan het jy gewoonlik huurders in wat in 'n sekere inkomsteklas en is gewoonlik in jou laer inkomsteklas groepe val. Sukkel ou baie keer met jou omset van huurders, kom en gaan die ouens baie meer gereeld. Hoe spreek ou daai tipe risiko's aan waar as jy 'n groot huis uitverhuur en jy sit 'n couple daarin en dit is 'n R15,000 huurinkomste, het hulle heel waarskynlik 'n meer standvastige inkomste en as jy half meer gegarandeerd dat hulle langer gaan bly. So het jy daai risiko's aangespreek en jou huurders, want ek dink iets wat jy voorheen van gepraat het is daar was maar op 'n stadium redelike omset op jou huurders wat gekom en gaan het. Ek sal sê om 'n familie in 'n huis te sit is 'n groter risiko. Okay. Jy het een tenant en hy betaal R15,000. As hy sy werk verloor of as hy deur een of ander financial trouble gaan, kan hy nie met R15,000 opkom nie. Ek sal sê dis 'n kleiner risiko om 10 tenants te hê wat R4,000 betaal. As een tenant default, het jy 9 wat nog betaal. So ek sal andersom daarna kyk. Ek sal sê mense wat hulle huise verhuur aan een familie of aan een tenant, groter risiko. Verdeel jou risiko. Ek het al verhuur aan een gesin en 'n paar keer en it was not great. Die laaste keer wat ek dit gedoen het, het ek gesê nooit ooit weer verhuur ek aan 'n familie of aan een gesin nie. Dit was professional squatters gewees. Hulle het payslips gehad. Payslip geld kom in. Bankstatus daar geld kom in. Eerste maand se huur betaal, eerste deposito betaal en toe nooit weer nie. En kon hulle nie uitkry nie want ek het die hele huis aan hulle verhuur. Jy weet, jy mag nie enter in 'n property wat geoccupy word deur 'n tenant nie. So jy weet, na dit het ek 'n paar reëls op my lease agreement gesit. En my reël is prevention is better than cure. So daar's 'n paar goeders wat jy kan sit op jou lease agreement om hierdie ding te mitigate. Jy het gepraat van tenant turnover. Right, so jy wil nie hê 'n tenant met 'n 12 maande kontrak teken en na 3 maande uittrek nie, want jy maak staat op sy 12 maande vir jou return on investment. So cancellation policy. Jy mag nie 'n penalty charge vir 'n tenant om te cancel nie, maar jy mag 'n cancellation policy hê. Ek weet nie of jy ooit jou Planet Fitness of jou Telkom rekening probeer cancel het nie. Kennisgewing. Dus so hulle moet at least 1 maand kennis gee, maar dan is daar 'n 3 maande fooi
wat bykom vir die replacement van 'n tenant, vir die bemarking, vir die refurbishment van die unit, so jy moet dit kan substance gee oor hoekom jy daai void charge, maar dis 'n 3 maande void, so dit kos hom 4 maande se huur om te kan cancel. Dan bly hy. Ja. Hy wil gaan intrek by sy girlfriend, jy weet, en dan sê hy, ek cancel, jy weet, ek meer naweek uit met my girlfriend. Okay, sharp, jy mag cancel 100%. Hierso is jou 4 maande se fooi. Ja. En dan sê hy, nee, sharp, ek sal eerder maar bly. Ek's fine, ek sal hier bly. So dit prevent tenant turnover. As jy kom by die tipe property, jy wil nooit 'n hele huis aan 'n tenant, want as jy die adres op die lease agreement sit, hierdie tenant daar hele huis, tot om in die hoeke van die erf. Dit beteken jy mag nie daar enter nie. So jy sit altyd eerder 'n unit op die lease agreement. Al hier 'n tenant die hele huis, sê hy hier net daai 3 kamers. En die kombuis is communal en die erf is communal. So dan kan jy enter. Jy weet, so sulke tipe goed kan jy voor die tyd in 'n lease agreement sit. Surety clause, verskriklik belangrik. So geen van my tenants wat in enige van my huise bly, het nie 'n surety nie. Almal moet 'n surety hê, want die tenant het nothing to lose. Ja. 'n tenant is 'n tenant want hulle het nie 'n huis nie. Right, hulle huur. So hulle spandeer hulle geld op huur en op karre en op sulke goed, maar hulle karre is almal op skuld. Ja. So 'n tenant has nothing to lose. Jy kort iemand wat something het to lose. So elke liewe tenant moet 'n surety hê. En 'n surety moet 'n huis hê of 'n kar hê op hulle naam. Jy weet, ek doen nie net credit checks op my tenants nie. Ek doen credit checks en background checks op die surety. Hulle moet ook bankstatements stuur. Hulle moet ook payslips stuur. Right, en dan wet ek albei saam. En dan approve ek die tenant. Nou as die tenant wil cancel en ek sê stuur vir hom my bill en hy sê vir my nee, hy gaan nie dit betaal nie. Hy trek uit. My volgende oproep is net na die surety toe. En dis 'n baie vinnige oproep. Dit is: "Hallo meneer, mevrou, hierdie is net 'n vriendelike oproep om jou in kennis te stel. Ons maak 'n hofsaak teen jou môreoggend. Ons launch dit by die prokureur. Jy sal môremiddag so by 12:00 jou prokureursbrief kry en ons submit jou ook vir blacklisting op die kredietbureau." En dan sê persons, waarvan praat jy? Hy sê, jy het surety geteken vir die tenant en hy weier om sy cancellation policy te betaal, of hy's agter met sy huur, of hy het iets gebreek in die huis en hy wil dit nie fix nie, en jy surety, so ons claim dit by jou. En dan is dit obviously baie vloekwoorde en goed op die foon, maar dan sê net, sorry, ek kan regtig met niks van dit help nie, jy moet dit met die tenant uitsorteer. Hierdie is net 'n courtesy call om jou te laat weet dat ons hierdie gaan doen. En dan die antwoord wat ek gewoonlik kry is, ek is in die middel van 'n huis koop. Ek kan nie nou 'n bad credit score hê nie. Ek doen nou aansoek om 'n kar te koop. Ek doen nou, jy weet, hierdie moet nou uitgesorteer. Dis nie 5 minute nie dan nie. Bel daai tenant my. Moenie worry asseblief, moenie my tannie weer bel nie. Moenie my ouers weer bel nie. Moenie my baas weer bel nie. Die baas is baie keer die surety van die tenants wat ek het. So asseblief moenie hulle weer bel nie. Ek sal dit uitsorteer. So prevention is better than cure. Ja. Dan kan jy daai goed mitigate. Dis Albert, ek dink jy het ongelooflik baie kennis en vaardighede opgedoen in jou loopbaan sover in die ouderdom van 19 na wat jy eerste eiendom tot nou toe. Jy het onlangs die Eiendom Akademia begin. Eiendom Akademie begin. Nee, ja, Eiendom Akademie begin. Skus. Het jy begin? Vertel ons 'n bietjie meer daarvan as ouens inskryf vir die kursusse. Waarna kan hulle kyk? Vertel ons 'n bietjie hoe is die kursus inhoud saamgestel en wat kan ouens by jou leer? Ek meen uit hierdie gesprek alreeds kan nou agterkom jy het baie vaardighede en is daar baie tips en triks wat jy vir jong mense en eiendomsbeleggers kan leer. Ja, ons het al awesome mense op Eiendom Akademie en die average age is so tussen 40 en so tussen 40 en 50. So ek dink van 35 tot 55 is die average age range. En dis obviously mense wat nou property koop en al tweede property. Die average persoon op Eiendom Akademie het so 3 eiendomme. En dan is daar baie wat nou net wil begin en daar's 'n paar wat so oor die 5 of 10 eiendomme het. Maar die average is tussen 3 en 5 eiendomme. So dis 'n lekker gemeenskap en die doel met Eiendom Akademie was net ek het 'n property investment kursus aangebied en geleer wat ek weet, wat ek geleer het uit experience uit, wat ek geleer het by mentors, wat ek geleer het uit boeke uit. Niks wat ek deel op Eiendom Akademie kom hier uit myself uit magically nie. Ja, dis alles goed wat mentors my geleer het. Ooms wat jare se experience het in eiendomsbelegging, goed wat jy nie in boeke kan leer nie. En dan ook die goed wat ek in boeke geleer het. En dan ook, jy weet, my eie experience wat ek opgedoen het. En ek het 'n workshop aangebied en ek het dit vir mense geteach. En dis almal soos van, wow, Albert,
ek het nog nooit van hierdie goed gehoor nie. Dit is awesome, is amazing, dis life-changing, dit verander my hele portefeulje. En toe is ek half so omkant gevang, want ek het nie regtig gedink, vir my was dit soos normaal. Dit is wat ek doen, dit is hoe ek dit doen. Maar toe kom ek agter, daar is 'n massive gebrek aan kennis, in terme van eiendomsbelegging, in terme van structuring, in terme van net hoe om die regte eiendom te identifiseer, net hoe om met 'n tenant te werk. Daar is nie content oor dit nie, en daar is nie mense wat properly coach daaroor nie, en nie op 'n maklike, accessible manier nie. So, toe skep ek Eiendom Akademie. As jy op die site gaan, is daar 30 ure se content, wat ek gerekord het self. So ek het so agter die kamera gesit, hierdie kursusse gerekord, waar ek elke liewe aspek van eiendomsbelegging ordentlik verduidelik, in 'n detailed, stap vir stap manier, want op social media kry jy nie altyd tyd om dit ordentlik te verduidelik nie. So party van daai kursusse is 3 ure lank, waar ek ordentlik vir jou verduidelik, presies hoe om geld by die bank te kry, presies hoe om 'n lening te kry, vir 3 ure lank. Jy weet, so baie detailed, en dan is almal op 'n WhatsApp groep, waarop ek ook is, so ons kan vra, ons kan saam praat, en mekaar help om almal oor die wenstreep te kom. En dan hou ek so 1 keer 'n maand 'n live Q&A, waar mense injoin, en ons vra, ons kyk bouplanne, ons teken prentjies en goeters, en dan 4 keer 'n jaar live workshops, waar nou in persoon is. So dis wat dit is, en ek is excited daaroor, want ons skep nuwe eiendomsbeleggers, ons help huidige eiendomsbeleggers om hulle portefeuilles te skaal, en reg te struktureer, sodat ons kan wealth bou, vir die volgende generasie. Ek meen, as ons in Suid-Afrika nog wil hierso leef vir die volgende 50, 100 jaar, kort ons ekonomie. Ons kort mooi properties. En ek sê nou heeltyd, ons het die deurgryf nog, en het was my cool om te sien, hoe Hartswater se property portfolios lyk, en jy kort nog ouens, wat langs jou mooi huise bou, jy weet, en goeie investments maak, en dit kan 'n ekonomie bou, dit kan 'n land bou, so ek is opgewonde om te sien, die resultate wat ons al reeds kry op Eiendom Akademie, en die mense wat deel is amazing. Jy weet, dit wat hulle vermag in 'n kwessie van 6 maande, net met 'n paar regte tips en tools, net met 'n paar tweaks, gou hulle. So ek is baie opgewonde om te sien wat voor lê 10 jaar van nou af, en wat 'n impak dit gaan maak in Suid-Afrika. Ja, sê vir my Albert, in terme, ek deel van die kursus inhoud gaan ook oor herstrukturering. Ek dink jy is self deur herstrukturering met jou eiendomsportefeulje 'n paar jaar terug, en dit het jou ook die geleentheid gegee om jou properties baie vinniger te skuil en uit te brei. Hoe belangrik is die regte struktuur, en wanneer begin 'n mens daarna kyk? Ek sou sê, jy kan daarna begin kyk van dag 1 af. As jy het reg doen van dag 1 af, gaan dit baie goedkoper wees om dit te doen. Ek het nie daarvan geweet nie. Weerens, ek kom uit 'n arm familie uit. My ouers was nie eiendomsbeleggers nie, hulle was nie besigheidseienaars nie, hulle was nie entrepreneurs nie. My ooms, my tannies was nie. Ek en my broer is die eerste property investors in ons bloedlyn. Jy weet, ons is die eerste miljonêers, ons is die eerste entrepreneurs. So, dit was 'n baie wildernis van wat om te doen. So my eerste 5 eiendom het ek in my persoonlike naam gekoop, en ek het gedink dit is hoe jy dit doen. En toe kom ek by 'n punt waar die bank net sê, ons gaan nie weer vir jou lenings gee nie. En ek maak goeie inkomste, ek het 200,000 rand 'n maand wat inkom, my affordability is great, ek kan baie eiendomme koop, maar hulle sê net, nee. Jy weet, toe begin ek eiendomme cash koop, my 5de eiendom is 'n cash koop, want ek kry geen befondsing vir die eiendomme nie. En toe het ek begin vra, toe het ek met 'n oomie gaan praat, en 'n ander oomie, en 'n oom wat malls bou, en 'n oom wat baie developments het, en 'n oom wat dit, en toe eventually kom ek uit, almal van hulle sê toe vir my, gaan praat met die ou. Hy weet, by 5 van my mentors wat ek gevra het, 3 van hulle vir my gesê, gaan praat met die ou, hy weet van structuring. En ek het 'n meeting met hom opgesit, en ons het gesels, en ons het toe uitgefigure, hy het my toe verduidelik, hoe struktureer jy jou portefeulje reg, sodat die banke goed daarna kyk. So ek het my eerste 5 eiendomme in my persoonlike naam gehad, en om dit in perspektief te sit, van 2012 tot 2019, het ek net 5 eiendomme kon koop. Right. Van 2019 tot 2024, en einde 20, tot 2025 was ek op 17 eiendomme. So ek kon gaan van 5 eiendomme, na 17 eiendomme, in 'n kwessie van, wat is dit, 6 jaar meer. Ja, jy weet, so net met die regte struktuur. Ja. So toe, op daai stadium in 2019, het ek my regte struktuur geset op, en toe het ek al my eiendomme oorgedra in die regte struktuur, lekker klomp kapitaal losgemaak saam met dit, en dit het my ge-enable om te skaal. En nou is my portefeulje veiliger,
Ek's geset op vir nalatenskap vir my kinders en my kleinkinders en die generasies wat na my gaan kom. Ek het beter vir belastingoptimisering en ek's geringfence. So as jy dit kan doen van dag 1 af, doen dit. Maar as jy nou nie het nie, dan net soos ek, dan eventually, jy sal agterkom, by Property 5 gaan die bank vir jou sê, jy is te riskant. Jy is een mens, as daar iets met jou gebeur, wat gebeur met al hierdie, ons kan sien hierdie life insurance, maar ja, dis bietjie vir die bank riskant om vir jou nog lenings toe te staan. Ek neem aan julle herstructurering het ook 'n artikel 42 transaksie behels, die asset for share transfer, neem ek aan, is hoe jy jou eiendomme geskuif het. Ek het al in die verlede gesien, baie mense is skrikkerig vir die koste implikasies wat dit tot gevolg het. Obviously weet ons die kapitaalwinsbelasting word lekker vir jou uitgestel as gevolg van die transaksie wat aangegaan is. Was dit vir jou 'n probleem om te kyk aan die kostes vir die herstrukturering of het jy die langtermyn oog op dit gehad? Jy weet, laat dit vir jou op die langtermyn 'n groter doel 'n besparing tot gevolg sal hê as die korttermynkoste wat jy nou mee moet aangaan. Ja, ek dink die korttermynkoste is weglaatbaar. As jy dink aan, kom ons sê jou property is in jou persoonlike naam en jy het 'n 10 miljoen rand se portefeulje. Jou nageslag gaan 20% boedelbelasting betaal op daai 10 miljoen. Ja. I mean, dis 4 miljoen rand wat jou nageslag gaan moet betaal wat hulle gaan verloor. Capital gains tax op daai. Hulle gaan dan almal transfer fees en transfer duty moet betaal wanneer hulle dit erf en dan gaan transfer fees en transfer duties meer wees as wat dit nou is. Jy weet, so as jy omgee oor jou nageslag, dan is die koste om dit nou te skuif weglaatbaar. En dit is net die belasting implikasies. Ons kan nou nog kyk aan ringfencing, right? As jy 'n 10 miljoen rand se portefeulje in jou eie naam het en jy is op pad om jou kind te gaan haal by die skool en hy WhatsApp jou by wat sy hek hy vir jou staan en wag en jy kyk vinnig af op jou foon en jy sê o, hek B en boem, tref jy iemand raak. Dit kan soos vandag gebeur, dit kan enige tyd gebeur. 'n Persoon se lewe is 100 miljoen rand werd. So daai familie kan 100 miljoen rand lawsuit teen jou bring in jou persoonlike naam en jou hele eiendomsportefeulje waarvoor jy so hard gewerk het is weg. Ja. As jy binne gemeenskap getroud is met jou vrou en sy besluit jy is nou nie meer die man vir haar nie en sy trou 'n nuwe man, besit die nuwe man 25% van jou portefeulje. En as hy dan jou ex skei en hy trou met 'n nuwe vrou, besit die nuwe vrou 15% van jou portefeulje. En jy weet nie eens wie sy is nie. Jy weet, en dit is die risiko van om eiendom in jou persoonlike naam te hê. So net die ringfencing daarvan is al klaar die moeite werd vir daai koste, want jy beskerm 'n 10 miljoen rand se portefeulje en dit kos jou dalk 1 miljoen rand om die goed te skuif en om dit in die regte plek te kry, maar op 'n 10 miljoen rand se portefeulje is dit weglaatbaar vir die risiko beskerming wat jy nou het. En jy kan jou portefeulje beskerm. En dan praat ons nie eens van die belastingoptimisering nie. Ek meen, jy cap jouself op 27%, waar in jou persoonlike naam, hoe groter die portefeulje raak, hoe groter, jy weet, inkomste genereer jy. En hoe groter die portefeulje raak, hoe meer capital gains gaan jy betaal in die toekoms. As jy dit goed in die struktuur kry, dan optimiseer jy jou belasting en jy kan selfs 'n small business corporation aan die kant waar teen jy invoice en op so 'n manier kan jy jou geld uithaal teen 7%, waar in jou persoonlike naam sit jy op 45% op daai stadium. Veral as jy hoe meer wealth jy bou, hoe groter belastingprobleem begin jy kry. Maar ek het nie my properties met 'n Section 42 asset for share gedoen nie. Ek het dit 1 vir 1 oorgekoop. Okay. So ek sê altyd as jy eiendom het wat 5 miljoen rand werd is of meer, no-brainer, gaan vir 'n Section 42 asset for share swap. As jy 'n eiendom het wat minder as 5 miljoen rand werd is, sou ek sê daai transfer fee en transfer duty is weglaatbaar teen al die voordele wat ons nou net bespreek het, en teenoor die geld wat jy kan losmaak. Yes. Want daar is 'n secret wat nie baie mense van weet nie, right? En dit is perceived value. So ons kan sê nou maar hierdie bottel water vat, right? Hoeveel rand dink jy is hy werd? Hang af waar jy hom koop, maar waar het hom gekoop het? 10 rand? 10 rand. En nou, wat as ek vir jou sê, hierdie bottel water is baie hoog in kalsium, magnesium en hy's baie alkalies, dis 'n health water. Hoeveel is hy nou werd? Ek sal definitief meer vir hom betaal as nou 'n gesonde produk vir 15 rand. Ja, as ek hierbo op sê iron en magnesium, maar dis hier agterop, maar hulle het nou nagesê. En as ek nou sê dit kom uit, ek sê nie waar dit uitkom. Kom ons sê dit kom uit die Himalaya Mountains uit 'n natuurlike spring uit. En selfs meer. Dan gee jy ook 30 rand van betaal. So the price
is in the eye of the buyer. So die koper besluit wat die waarde is van die produk. Nou as jy jou portefeulje in jou persoonlike naam het en jy wil hom oorskryf na jou struktuur toe, kan jy die koper wees en die verkoper wees. So jy kan bepaal wat jou property se waarde is. So jy kan sê eintlik jou markwaarde is kom ons sê 1.5 miljoen, maar jy adverteer hom vir 2.5. Want jy het een of ander jy sien die waarde van hierdie huis. Jy het 'n emotional attachment aan hierdie huis. Hy het vir jou waarde. Almal anders gaan vir jou sê nee, is maar met jou prys. Totdat hierdie company verbykom en sê ons sien die waarde. Ons sal 2.5 miljoen rand vir hom betaal. En op so 'n manier kan jy verskriklik baie kapitaal losmaak wat jy nie voorheen gehad het nie. Nou sit jy met cash in hand. En dan kan jy vir jou vra wat is dit vir jou werd om 10 miljoen rand so te hê in jou hand? Wat jy kan gebruik, liquid. Dit is baie meer werd as die bietjie transfer duty wat ek gaan betaal om daai kapitaal in die hande te kry. So ek het een vir een my eiendomme verkoop met perceived value en ek het so geld losgemaak en dit het my ge-enable om my portefeulje te skaal. Was die kapitaalwinsbelasting wat jy sou betaal het, aangesien jy ook die verkoper was aan die ander kant nie vir jou 'n probleem gewees nie, want met die koop en die verkoop transaksies het jy nou obviously, jy het nou hierdie perceived value opgeblaas, nie opgeblaas nie, maar jy was bereid om dit te betaal, was die kapitaalwinsbelasting nie vir jou 'n issue in jou eie naam gewees nie? Ek het baie getrek. Okay. So ek het dit nie almal op een slag gedoen nie. Ja. So ek is jong gewees, so ek het 'n klein flat gehad op my een multilet. So dis my primary residence, dis waar ek bly. Okay. Jy weet, en dan het ek net weer getrek en net weer getrek. So as jy doen oor tyd, dan ek het nie almal op een slag geskuif nie. So dit was oor die volgende 5 jaar het ek hulle een so en alles as 'n kwalifiserende primary residence gebruik. As jy kan 'n sekere persentasie van jou property as 'n primary residence doen al verhuur jy hom uit as jy daar bly. So as jy in die voorkant van jou erf bly en jy die flat en jy verhuur nou net die units uit. So al wat ek uitverhuur op my huis is 'n kamer. Ja. So die res van die property is myne. Yes. So jy kan op daai persentasie kan jy 'n sekere hoeveelheid van jou primary residence tax bereik claim. Ja. Nie die hele bedrag nie, maar 'n persentasie daarvan. Dis 'n pro rata som. Ja. Ek wil dan nou ook net weer hoor met die perceived value wat dan nou opgeblaas aan die ander kant. Obviously as jy hom dan nou gebond het, moet hierdie skuld in elk geval weer terugbetaal word. So maak 'n ou seker jy die eiendomme nou baie op 'n vroeër stadium van jou lewe gekoop. So maak jy daarom seker as jy hierdie perceived value gaan koppel aan die eiendom, dat die huurinkomste wat dit dan nou generate nog steeds die bond kan cover, want anders te help dit mos nou nie vir jou, jy blaas hierdie waarde op, mense sit nie met cashflow om dit terug te betaal nie. Wat is die triek daar? Onthou jy verander nie jou skuldposisie nie. So jy koop nou die property vanuit die company by jouself. Okay. So nou is daar 2.5 miljoen rand lening in die company. Yes. Kom ons sê jy het nog 'n miljoen rand geskuld op die eiendom jouself. Yes. So jy het 'n miljoen rand se skuld gehad voor die transaksie. Nou met die 2.5 miljoen rand wat die bank jou company toestaan, betaal die bank jou 1 miljoen rand se skuld af en sit die ander 1.5 in jou persoonlike rekening. Yes. Jy kan dan daardie geld terugleen vir die besigheid en dit in die fleksiebond van die besigheid sit. Nou is daar 'n leningsrekening tussen jou en die besigheid, ja. Maar die uitstaande skuld is steeds net 1 miljoen. So jou skuldposisie het nie verander nie. So whatever jy voor die tyd gedoen het, kan jy weer na die tyd doen. Jy hoef nie, jy sal nog steeds, want hoe meer geld in die fleksiebond het, hoe laer raak jou maandelikse paaiement. So, omdat jou fleksiebond vol is, gaan jou maandelikse paaiement nie R25.000 'n maand wees nie. Dit gaan nog steeds net R10.000 'n maand wees, want jou fleksiebond het daai geld in wat daar binne lê. So jou skuldposisie verander nie. Jy het nou net 'n ekstra 1.5 miljoen rand liquid waarna toe jy access het. Yes, sodra jy daai 1.5 miljoen gebruik, dan gaan jy begin hoër bond payment hê. Maar jy kan dit obviously nou met die 70-30 principle, eintlik 100% principle gebruik. As jy dit kan invest in ander eiendomme wat ook cashflow positive is, dan het jy nie 'n probleem nie. As jy nou daai 1.5 miljoen wat jy nou losmaak met perceived value gaan gebruik om vir jou 'n sportskar te koop, dan gaan jy moet 'n plan maak om daai groter bond te kan bekostig. Ja. Maar as jy daai geld terugleen en in die bond in die fleksiebond insit in jou besigheid se naam, dan beteken dit jy het nie 'n probleem met daai uitstaande bond payment nie. Jy moet net natuurlik kyk na jou section 7 om seker te maak jy mitigate jou risk daar, want jy het nou 'n leningsrekening tussen jou en jou company. Ja. Maar anders as dit, bly jou leningsposisie dieselfde.
Ja, dit maak absoluut vir my sin. Ek dink dit skep ook vir die geleentheid om dan verder eiendomme te kan koop. Ek dink as 'n ou goeie finansiële dissipline aan die dag toe lê en nie die geld gaan mors nie, dan soos jy sê, jou skuldposisie verander glad nie. Dit skep net eintlik vir die geleentheid om kapitaal te ontsluit wat ou ergens anders te kan gaan aanwend. Baie valuable om so te sit met 10 miljoen rand so in jou hand. Baie valuable as jy die regte besluite maak en jy maak die regte paar moves. Dan kan jy dit absoluut gebruik om jou portefeulje te skaal. Wat is die beste eiendomsadvies wat iemand nog ooit vir jou gegee het? Dis nie die huis waarin jy bly nie. Dis die beste advies. Soos baie mense as hulle eiendom koop, raak hulle verlief op die huis, en dan is dit 'n investment property, maar dan gaan doen hulle teels oor en hulle haal die kaste uit, hulle sit nuwe kaste in, en dan sê ek altyd vir mense, 'n oom het vir my gesê, dis nie die huis waarin jy bly nie. Jou tenants worry nie oor hoe dit daar lyk nie. Ek kan vir jou sê, met my eerste huis, nou is ek op universiteit, nou, oor naweke en namiddag gaan spandeer ek tyd by my huis. Ek fix hom op, ek renovate hom, jy weet, ek's baie emotionally, jy weet, engaged in die property. En ek gaan die een naweek, want ek het gesien in die badkamer begin die ceiling die verf afkom. En ek gaan die een naweek en ek's daar en ek die hele naweek spandeer, van Vrydag aand tot Sondag aand. Jy weet, daai tyd het ek al die werk self gedoen. Ek het self pik gegrawe, self fondasie gegooi, self briek gepak, self ceiling gefix. So dit het my hele naweek gevat en die ceiling mooi oorgeverf en alles, en toe roep ek al die tenants by mekaar en sê, hey julle, check. Kyk, ek het julle ceiling gefix. En hulle kyk my so, hulle sê, nice, like baie cool. Wat was fout met dit? Dus ek sê van, hoe bedoel julle wat was fout met dit? Hulle het nie eens agtergekom, daar was iets fout met die ceiling nie. Vir hulle, soos jy sê, baie van die tenants is low income mense. Hulle het groot geword in 'n huis waar die ceiling altyd soos dit gelyk het. Jy weet so, baie beginner eiendomsbeleggers klim in, hulle raak emosioneel attached aan 'n property, hulle ruk die hele huis uit, doen alles oor, en dit is geld wat hulle investeer waarmee hulle ROI sacrifice. Want nou kan daai property deal amper nooit meer sin maak nie, want hulle initial investment is soos 2 miljoen in die huis in. Ons het 'n ou daar in my area, hy het die hele huis amper afgebreek en oorgebou. Hoe gaan hy ooit sy return on investment recuperate? Onmoontlik. Jy weet, daai hele deal maak nou nooit meer sin nie. So moenie heavy, jy weet, ek sê altyd, meeste van my huise, as ek hulle renovate, ek renovate alles met tweedehands materiale. Ek gaan al tweedehandse sink vir die afdakke. Ek kry ander ou se vensterrame vir my vensters. Dit hoef nie 'n nuwe venster te wees nie. Dit hoef nie teels te wees nie. Dit hoef nie 'n nuwe kassie te wees nie. Sit net nuwe handles op, verf die kassies weer mooi. Net 'n moderne kleur. Sharp. Jy weet, my vloere is sement, my tafels is sement. Jy weet, as jy jou ROI kan optimiseer van die begin af, deur minder in te sit, dan kan die deal sin maak. Ja. Maar die ouens overinvest in die begin. So die beste advies is, dis 'n investment, dis nie jou huis waarin jy bly nie. En jou huis waarin jy bly, fair enough. Sit die nuwe teels in, sit die nuwe kaste in. Jy weet, dis jou huis waar jy bly, maar 'n investment property is net dit, 'n investment property. En dit moet gaan oor die ROI. Deesdae, by party van my huise was ek nog nie eens gewees in die laaste 2 jaar nie. Ek het 'n maand terug huis gekoop. Ek was nog nie by die huis gewees nie, maar ek het hom gekoop. Right, so ek's baie onemosioneel attached teenoor die properties. Dit is 'n investment decision en dit is 'n business decision. So, die agent het my gebel, gesê, hey Albert, ek weet jy's die ou in die moed, as al property kom, dan is jy die ou wat hom gaan koop. Ek sê, okay, gee my die specs, nee, so. Ek sê, okay, ek stuur my broer het gegaan, hy het so deur die huis geloop vir 15 minute, my teruggebel gesê, ja, hier is die prys waarvoor hy sal gaan, ek maak toe 'n offer, die eienaar counter, ek het 'n 1.4 miljoen rand offer gemaak, die eienaar het gecounter met 1.5, ek het gesê, shop, let's go. Sy het my 10 uur die oggend gebel, 5 uur die middag, deal geclose, ek was in die Kaap. So ek het nie as jy huis gesien nie, dit gaan oor die return on investment. En jy weet, as jy nie emotionally attached raak nie, dan kyk jy objektief na dit, en dan sê, wat het die tenants regtig nodig? Wat hulle regtig nodig het, is 'n sterk internetlyn. En 'n plek waar hulle kos kan microwave. That's it. Yeah. En dis dienste wat deesdae baie goedkoop gekry kan word. Jy weet, Wi-Fi is nou spot goedkoop. So,
Jy het nou gepraat van 'n eiendomsagent. Jy is wat vir jou gesê het, jy is die ou van die moot. So as ou in hierdie eiendomsbeleggingsbesigheid is, wie is die belangrike rolspelers wat deel maak van jou besluitnemingsspan? Eiendomsagent is baie belangrik. Wat baie mense nie weet nie is, as jy op Property 24 scroll, is dit al die eiendomme wat die investors nie wil gehad het nie. So, my eiendomsagent in my area WhatsApp my altyd eerste. So die laaste 4 properties wat ek gekoop het, was nie gelist op Property 24 nie. So, byvoorbeeld, die een wat ek gekoop het in, ek dink is 2024, ek het al aangekom, die agent het al gesit saam met die eienaar, wel, die agent het my gebel, gesê, Albert, ek is hier by 'n property, dit lyk soos jou tipe eiendom, wil jy nie gou kom kyk nie. Nou, al my properties is baie naby aan mekaar in die moot, so, het is 'n 2 minute drive, ek gou van die office af gery, gaan kyk, daar aangekom, met die eienaar gechat, so gekyk, gesê, okay, ek sal hierdie offer maak. Eienaar het gesê, ja, sharp, hy is happy met daai offer. Ons het gesit by die tafel, die agent het die mandate geteken met die eienaar om aangestel te word. Toe die mandate geteken is, toe teken ons die OTP, deal dan. Binne 'n kwessie van 'n uur is die agent eers aangestel, toe die property aan my verkoop. So, agente moet betaal om op Property 24 te wees. Dit kos hulle marketing expenses. Die eerste ding wat 'n agent doen as hulle property in die mark kry, is hulle WhatsApp al hulle investors op hulle shortlist, wat hulle weet goed is vir dit, wat hulle weet geld het, available, wat weet hulle kan die deal doen. En as hulle een van daai investors kan kry om die deal te doen, spaar dit hulle baie marketing expense. Dan is niemand van daai ons belangstel nie. Dan gaan dit op Property 24. Of private property. So, dit is baie belangrik om 'n goeie relationship met die agente te hê in jou area en ook credibility te bou by hulle. Dat hulle weet dat as hulle 'n deal vir jou bring, gaan jy kan deurgaan met die deal. Jy gaan nie last minute uitdraai en jy weet, dan het hulle baie effort en tyd gemors. So, agente is belangrik. Bond originator, verskriklik belangrik. My bond originator ken my struktuur, weet presies hoe my finances werk, weet alles van my, het al die dokumente en op Eiendom Akademie gee ek my hele span ook vir almal wat lede is. So daai bond originator verstaan klaar die struktuur. So nou kom iemand van Eiendom Akademie na my bond originator toe en sê, "Hoi, Fransjo, ek wil 'n golden child wees. Hoe doen ek hierdie en hierdie?" En dan, hy weet presies wat daai terme beteken, want dit is hoe ons praat op Eiendom Akademie. So, daai is baie belangrik. Dan jou transfer attorney. As jy baie properties gaan koop en transfer, kry 'n transfer attorney waarmee jy 'n relationship kan bou, want hulle kan vir jou, jy weet, afslag gee of 'n deal maak en hulle kan vir jou file hou. Die langste proses van om 'n huis te koop is om al die dokumentasie bymekaar te kry. En as jy 'n transfer attorney het wat reeds al jou dokumentasie op file het, is dit baie easier proses. So, agente, bond originator, transfer attorney, accountant, verskriklik belangrik, 'n litigation attorney vir as jy moeilikheid kry met die tenants, baie belangrik. Dan suppliers, ek en Skalk doen, Skalk is my broer, en ek en hy is saam in die konstruksiebesigheid, so ons die konstruksiebesigheid renovate al die properties, en bou ook nuwe eiendomme. En net deur die regte supplier te hê, kan jy jou return on investment deur die dak stoot, want jy betaal baie goedkoper vir jou produkte. En om die regte supplier te hê vir daai tipe goed, die regte team te hê vir jou rental, die regte team te hê vir jou maintenance. Ek het dit nou in-house gevat, so ek het my eie maintenance company met saam my broer en my bou company, en dan het ek my ma 'n werk gegee waar sy 'n salaris kan verdien, sy manage rental company, so sy manage al die tenants en daar's al 64 tenants, so dit is obviously, jy weet, 'n voltydse job. So daai is jou key rolspelers wat jy moet hê in jou span. As jy gaan kyk na ander bateklasse en ons hoor altyd, jy moet diversifiseer, is Albert van Wyk se welvaart gediversifiseer of is grootendeels dit alles gevestig in eiendom? Ons het gisteraand 'n bietjie daaroor gepraat. So, ek sou sê 70% van my portefeulje lê in eiendom. Ek is baie groot op eiendom. Ek het geld in ander investments en goeders, maar ek voel eiendom is die beste investment om jou te beskerm teen inflasie. Want jy kan 'n 10 miljoen rand se portefeulje gaan bou in 'n indeksfonds en jy kan baie trots wees daarop en jy kan op jou app al jou vriende wys, check, ek het 10 miljoen rand geïnvest. Totdat gebeur wat in Argentinië gebeur het, waar hulle inflasie, ek dink dit is in 2016, het hulle inflasie opgegaan met 41% oornag. Of soos in Zimbabwe, waar hulle koopkrag net verdwyn het. As dit gebeur met die rand,
kan jy cool 10 miljoen rand se portefeulje hê. Well done, baie mooi hard gewerk. Maar dit het niks koopkrag nie. So nou sit jy met 'n 10 miljoen rand waarmee jy brood kan koop. Waar eiendom sal altyd sy waarde bou, want soos daar nuwe eiendomme gebou word, gaan die nuwe bouer bou met 'n, as dit nou gebeur soos in Zimbabwe, gaan hy bou met 'n 2 miljoen rand se briek. Right? En hy gaan 'n sak sement koop vir 100 miljoen rand. Jy weet, so die nuwe huis, as hy klaar gebou is en hy word verkoop, gaan die waarde hê wat inflasie insluit. So property investment is geroot in inflasie. Jy weet, Ray Dalio en Warren Buffett en al die slim investors, so julle life purpose is om inflasie te beat. En dan is ek soos van, hoekom nie net invest in inflasie nie? Right? Want eiendom is gebaseer op inflasie. Elke sak sement, elke bietjie water wat jy gebruik op site, die petrol om die trok op site uit te kry, die bricks, die labor, alles van dit het opgegaan met inflasie. So die nuwe huisprys van die nuwe building wat daar gebou is, die nuwe huis wat verkoop word, sluit al daai in. En dit gee 'n raincheck vir almal anders se eiendomme in die area om te sê, dit is die nuwe prys. So my huis moet meer werd wees. En dan kan jy teen dit leverage as jy sou wou. Ja. So, dan praat, daar is 'n hele ander conversation. Maar as ons net kyk na Capital Grove, daai ding sal altyd stabiliseer. En as die rand wegval en ons is op dollar, sal jou property 'n dollar waarde hê. As die dollar en die rand wegval en ons is op koekies, en die currency raak koekies, dan gaan ek 'n sekere hoeveelheid koekies kry vir my maandelikse huur. My property gaan 'n sekere hoeveelheid koekies werd wees. Terwyl die 10 miljoen rand se indeksfondsbelegging nie koekies gaan werd wees nie, want die rand gaan net verdwyn. So ek hou daarvan om in eiendom te belê. Ek dink dit is 'n amazing tool om jouself te beskerm teen depreciation van 'n currency, teen inflasie en om jou koopkrag te beskerm, want jy kan altyd leverage teen die nuwe bedrag. So jou property, as jy inflasie opgaan met 41%, gaan jou property se waarde net dubbel oornag en dan kan jy 'n nuwe hoeveelheid uit leverage as jy sou wou. En daar het jy weer. En die briljante ding van dit alles, wat mense nie verstaan nie, is inflasie is jou vriend as jy eiendomsbelegger is. Almal anders mou nou die petrolprys om die braai. Almal sê, groceries het duurder geword. Dan staan ek om die braai en dink, music to my ears. Right, want wat gebeur met inflasie? Eiendomspryse gaan op as gevolg van, soos ons net gepraat, briek, sement, water, petrol, labor. So die eiendomsprys gaan op, so jou property gain value en jou skuld depresieer. Want jou skuld is gekoppel aan 'n currency. Jou skuld sê, dink aan die mense wat, ek ontmoet nou mense wat soos, hy het nog 'n 200 000 rand lening op sy property. Daai tyd was dit die koopprys. Ja. Vandag is sy property 2.5 miljoen rand werd. So daai 200 000 rand se lening is weglaatbaar. So oor tyd appreciate jou property waarde en jou skuld depreciate gelyktydig. So jy het jou broodjie aan albei kante gebotter. Albert, uit my ondervinding uit en wat ek geleer het in my lewe is dat as 'n ou weet wat hy doen, is dit alright om 'n groot gedeelte van jou welvaart in een bateklas geïnvest te hê. So jy weet wat jy doen in eiendomme. So 70% welvaart in eiendomme maak vir my absoluut sin. Ek dink een van die vrae wat deurgekom het op ons Instagram post wat ons gedoen het was rondom eerste ding vir ons nabye omliggende omgewing vir die boere is grondonteeneming iets waarvoor hulle moet bang wees, iets wat hulle in gedagte moet behou in hulle besluitneming. En hoe kan 'n boer gaan diversifiseer? Ek meen meeste van die boere se welvaart is al reeds gevestig in hulle eiendomme se waarde. Waarna kan hulle kyk om diversifikasie in hulle portefeuilles te bring? Ja, kyk, ek het natuurlik my tax-free savings en my indeksfondse en ek het daai emergency funds en goed in plek, maar ek dink die beste plek om jou geld te beskerm sal wees in eiendom. En ek hoor baie oor die grondonteeneming ding. Ek dink enigiemand wat dink hulle property kan gevat word, het nog nie die bil gelees nie. Okay, en die bil is baie duidelik. Hulle gaan vir geld, hulle gaan vir eiendom wat oop lê, wat nie gebruik word nie. So maak net seker jy gebruik jou eiendom. Ja, so as jy 'n stuk land het en jy's 'n boer, plant iets daarop, bou iets daarop, jy weet, use it. Hulle gaan vir eiendom wat nie bate het vir ander mense nie. So maak seker jy het employees wat 'n inkomste moet genereer van daai eiendom, of maak seker jy tenants. Die verblyfreg is baie groter as die onteieningsreg. So niemand kan 'n property by jou onteien as daar 'n tenant in is nie. Want dan
breek hulle daai tenant se verblyfreg. Right, so dis 'n baie moeilike saak in die hof om deur te kry. Dan maak seker die eiendom is net in die regte struktuur. Right, as hy in jou persoonlike naam afbetaal is, how easy. I mean, dis 'n maklike take. Jy weet, jy die title deed in jou kluis. So, waar as jou property in 'n company is, wat deur 'n trust besit word, nou is daar 'n company met direkteure, right, wat besluitneming moet doen, wat hierdie dokumente moet teken vir die transfer. Nou is daar 'n trust met trustees, met 'n independent trustee. Daar's baie handtekeninge voordat die onteiening eintlik kan plaasvind. So daai transaksie gaan nie maklik deur by die aktekantoor nie. En dan die laaste ding is leverage your property. Jy weet, as jou property, my properties is almal 100% geleverage. Alhoewel my uitstaande skuld net 38% is. So my exposure is slegs 38%. Ek gaan nie, ek coach, moenie oor 50% exposure ooit gaan nie. Maar al my properties is 100% gebond. En ek maak seker hulle bly 100% gebond. Die res van die geld los ek in die fleksies, sodat ek net 38% uitstaande het. Maar nou het ek baie kapitaal eerstens om te kan gebruik wanneer ek dit nodig het. Maar tweedens, daai is 'n safeguard. Want as enigiemand my eiendom wil kom ontvang, dan trek ek net al my geld uit die bond uit. Nou is dit die bank se probleem. Right, en onthou, die bank sit met daai title deed. So enigiemand wat die grondonteiening wil kom doen, moet die title deed by die bank kry. Ja. En die bank is nie in die besigheid van om geld te verloor nie. En hulle het baie hoogs betaalde lawyers. So deur jou property te leverage, soos jy sit met 'n plaas wat afbetaal is. Bad decision. Leverage daai hele plaas. Hê skuld op die plaas. Want dan is die bank soos 'n groot boetie wat agter jou staan en sê, nee. Ons belang is ook in hierdie eiendom. Want as hierdie eiendom net gevat word ons equity of ons security ook gevat. And we don't want that. So as jy net jou property leverage, het jy 'n groot boetie wat saam met jy die fight. Ek dink waar die miskommunikasie inkom is mense misgis grondonteiening met illegal occupation. Ja. Twee verskillende goeders. Grondonteiening, die wet wat in die bill ingesit het, die Land Expropriation Without Compensation Bill, sê dat jou property letterlik by jou gevat word. Daar's 'n legal proses, daar's 'n transfer wat plaasvind, die title deed. Jou naam gaan af van die title deed af en die regering of wiewer se naam gaan op die title deed. Dis 'n legal proses. Dis grondonteiening. Dit kan nie gebeur as jy 'n bond op jou property het nie. Dit kan nie gebeur as jou property nie regte struktuur is nie. En dit kan nie gebeur as jou property gebruik word of as daar afhanklik is van jou property nie. Ek dink waarna meeste mense verwys is illegal occupation. En dit is iemand wat net op jou land kom en daar plak. Daar's ander maniere om met dit te deel. So, dis nie grondonteiening nie. Ek dink die media het grondonteiening 'n ding gemaak van mense kom net en okkupeer. That's something completely different. En daar's ewen nou 'n nuwe bil wat net laas week ingekom het, wat mense wat illegally okkupeer, wat jou baie meer regte gee as 'n landlord om daai mense af te kry. So ek dink nie enigiemand wat dink jou land kan net gevat kom word, weet nie baie van eiendomsbelegging of van die bil af nie. So ek sal voorstel, jy weet, figure net mooi uit wat dit eintlik beteken. In terme van boere om hulle portefeulje te diversifiseer, baie van my property is in die moot. Right, so 15 van die eiendomme sit in 'n 3 km radius byvoorbeeld. En ek het toe self gesien, dis nie 'n goeie idee om al jou eggs in een basket te hê nie. So nou het ek 'n eiendomsportefeulje begin in die Kaap. Maar weer eens, ek het 3 jaar daar navorsing gedoen. Ek het baie daar gaan bly vir lang stints. Ek het mense daar ontmoet sodat ek my area goed ken. En nou is ek en Skalk besig om klomp huise daar te bou in die Kaap. Ons het leerwe gekoop daar gebou. So selfs in property, om al jou property investment in een plaas te hê, dalk nie so goeie idee nie. Jy kan altyd die plaas leverage en dalk 'n ander plaas koop op 'n ander plek. Ons het nou gesien wat gebeur het in die Kaap. Right, dis al jou huise wegwaai. As my Kaap huise wegwaai, het ek nog steeds my Pretoria portefeulje. Jy weet, jy kan nie al jou eiendomme in een klein radius hê nie. As daar 'n groot veldbrand kom en jou plaas brand dalk af, kort jy 'n ander plaas iewers anders waar jy op kan terugval, of dalk 'n paar huise in die dorp, of jy weet 'n vakansiehuis hier of daar. Jy weet, so jy kan jou eiendomsportefeulje ook diversifiseer in die tipe eiendom wat jy koop. So
Jy het 'n portefeulje van multilets en jy het 'n portefeulje van vakansiehuise en jy het 'n portefeulje van capital appreciating properties en jy het ook 'n portefeulje van plase. Jy weet, so jy het verskillende tipe properties en ook in verskillende areas. En op so 'n manier kan jy jou property portefeulje diversifiseer. So ek sou sê dit is belangrik om daarna te kyk om te diversifiseer. Moenie net al jou eiendom in een plaas hê nie. Gebruik dalk daai leverage en koop 'n paar ander eiendomme wat jou kan help as iets dalk sou fout gaan. Jy weet op een plek. Ek dink jy het dit baie mooi geantwoord, Albert. Ek dink ek wil 'n bietjie nou dieper vra en ek en jy het gisteraand daarmee etenstafel gesit en ons het gepraat. Ek weet jy het 'n absolute passie vir entrepreneurskap vir die jeug. Net gou vinnig. Danny kan 'n awesome steak maak. Okay? Hy het 'n great steak gemaak gisteraand. So ja, ons het al gesit op die tafel en ons het gepraat oor jou skepingsdoel, jou passie vir die jeug. Ons weet met die Maak My 'n Miljonair TV-program het jy al by honderde skole gaan draai in die afgelope 5 jaar wat dit aan die gang is. Jy het vir my gisteraand gesê wat is jou skepingsdoel, maar ek wil graag hê jy moet dit ook vir die mense sê, hoe voel jy daaroor? Ek weet die Eiendomsakademie het jy nou bygevoeg vir dit. Maar vertel ons bietjie meer, wat wil jy bereik het met die Maak My 'n Miljonair en wat is jou skepingsdoel, hoe jy dit? Ja, so hierdie is nie iets wat ek eintlik baie publiek sê nie. Want baie mense het verskillende maniere hoe hulle na geloof kyk en hoe hulle na Christendom kyk, maar Maak My 'n Miljonair het 'n baie solid fondasie van spirituality in dit in. Want ek glo letterlik dit is my skepingsdoel. Ek is op aarde geplaas om mense te help om finansiëel onafhanklik te raak sodat hulle skepingsdoel kan uitleef. Dit is vir my baie hartseer dat daar soveel mense is daar buite wat nie hulle skepingsdoel kan uitleef nie as gevolg van finansies, as gevolg van 'n lack of knowledge oor hoe om finansies reg te bestuur of reg te gebruik. So ek sien dit as my skepingsdoel en dit is my purpose hier op aarde. Jy kan dit noem jou skepingsdoel, jou purpose, waarvoor jy gemaak is, what you are fashioned to do, wat ook al jy dit wil noem en wat ook al geloof jy is. Maar dit is hoekom ek hier op aarde is, om mense te help om finansiëel onafhanklik te raak sodat hulle purpose op aarde kan uitleef, sodat hulle enabled is om dit te kan doen. Want daar's 'n baie groot leuen wat daar buite is en dit is dat geld kan nie geluk koop nie. En dit is een van die grootste leuns wat ooit vertel is. Want vir enigiets wat jy wil doen, gaan jy geld nodig hê. As jy lief is vir jou kinders en jy wil vir hulle 'n fiets en 'n klimraam bou, dit kos geld. As jy voel dis jou skepingsdoel om rhinos te gaan save of penguins te gaan save in Antarktika, dit kos vliegkaartjies. Jy weet, wildbewaarder crew, kos, kombersies vir die penguins, dat hulle nie koud kry nie. Whatever, as jy glo jy wil kerke bou en jy wil teruggee aan jou gemeenskap, dit kos geld. Enige purpose wat jy het, enige droom wat jy het, enige iets wat vir jou internal joy gaan gee. Jy weet, daar's baie goed wat jou gelukkig kan maak in die lewe. Jy kan op 'n shopping spree gaan en dit gaan jou gelukkig maak vir 'n dag. Jy kan healthy wees en dit gaan jou gelukkig maak dalk vir 10 jaar totdat jy nie meer healthy is nie. Jy kan meaningful relationships hê en koffie drink saam met jou ma en jou pa en gaan jag saam met jou neefies en gaan, jy weet, sport doen saam met jou vrou of whatever en daai meaningful relationships gaan jou gelukkig maak solank as wat hulle daar is. Maar die een ding wat jou vir ewig joy gaan gee, is as jy kan werk in jou purpose. Dit waarvoor jy fashioned is om te doen. En dit is 'n unlimited pot of joy wat jy gaan kry. So, die enigste manier om dit voltyds te kan doen, is om geld te hê om dit te kan befonds. Vra vir enige ou wat in 'n 9 tot 5 werk nou sit. Gaan vra hom, hoorie, wat dink jy is jou purpose op aarde? Wat is dit wat jy nog altyd van gedroom het? En ek het baie mense die vraag gevra. Ek het 'n boek geskryf, How to Buy Your Happiness, en in die journey van daai boek het ek research gedoen, ek het mense vrae gevra. Dan gaan ek na random mense toe en sê ek, wat? Dan hulle lyk eers nors, en dan as jy vir hulle vra, wat is jou droom wat jy nog altyd gehad het? Dan skielik begin hulle, dan sien jy die smile kom. Ek wou altyd 'n balletdanser gewees het. En ek het gedink, eendag sal ek balletklassies gee vir kinders. Ja, dan sê ek, okay, maar wat doen jy nou? Nee, ek werk hier by die steers. En dit is vir my hartseer. Daar's honderde mense wat by McDonald's werk of wat in 'n groot gebou werk by een of ander Deloitte of PSG of wat, en nie dat daar enigiets fout is met enige van daai companies nie, maar daar's mense wat sit in 'n cubicle agter 'n rekenaar en hulle weet in hulle hart
Hulle is supposed om penguins te gaan save in Antarktika. Hulle is supposed om hierdie ding te doen waarvoor hulle geroep is, wat hulle droom is, wat hulle skepingsdoel is. Maar nou sit hulle in 'n plek waar hulle nie moet wees nie, net as gevolg van finansies. Net as gevolg van die feit dat hulle geld nodig het om kos op die tafel te sit. En dis vir my amper soos Jona. Jy weet, jy word geroep en sê, gaan daarna toe. En dan sê jy, ek weet ek moet soontoe gaan. Ek weet dis, maar ek wil net gou hier gaan, want ek kort 'n nuwe kar. So, ek wil net gou hier gaan, want ek moet hierdie maand hier betaal. So nou gaan mense, en hulle is almal Jonas, want hulle divert van die path, net vir finansies. En ek was ook 'n Jona. Jy weet, ek het bedryfsingenieurswese geswat vir 4 jaar. Ek het toe gaan werk as 'n bedryfsingenieur, vir die geld. Right, want ek het gaan Google wat se job gee vir die meeste salaris. En ingenieurswese was die een. En ek is nie baie tegnies aangeleer nie, so toe gaan ek met besigheid ingenieurswese en dis bedryfsingenieurswese. So toe gaan werk ek en ek het in Pretoria gewerk eers vir 'n paar maande en toe sê hulle as jy in die Kaap gaan werk, kry jy 'n verhoging. So toe gaan ek vir die geld en ek gaan werk in die Kaap. En dit was die terribleste tyd in my lewe want terwyl ek daar gesit het, het ek geweet ek's besig om Jona te wees. Want ek het 'n calling om daai skole in die motor te gaan besoek en vir hulle te leer oor entrepreneurskap. Maar nou sit ek hier besig om 'n salaris te jaag. En ek wil graag mense enable om nie in daai selfde posisie te wees as wat ek was nie. Ek het toe my werk gekoot en ek het 'n leap of faith gevat en ek het in besigheid ingeklim. En sê glo nie, ek het in my skepingsdoel gaan loop. Ek het begin skole besoek. Ek het net by John Foster Roosmoed in Wonderboom gaan praat in haar eerste jaar. Net die 3 skole in die Moed waar ek vandaan kom en gehoop dat ek daardie hoërskool mense of entrepreneurs of leerders kan inspireer om besighede te begin sodat hulle lewens ook kan verander. Net soos ek myne het, want ek het van R0 afgekom, miljonair geword, uitgefigure hoe dit werk. My rol is nou om dit te deel met die ander jong laities in die Moed. Ander jong gultjies in die Moed. Mense wat jy kan help om dit ook te doen. En hier gaan ek Kaap toe en jaag 'n salaris. En jy sal nie glo nie, 'n jaar na ek my werk gekoot het ek 3 keer my salaris verdien in besigheid. En ek glo 100% is net omdat ek gesê het, okay, ek gaan nie 'n Jona wees nie. Ek gaan my purpose chase. En dit begin by daai 3 skole en die ding het net vlam gevat. Hierdie jaar het ons oor 100 skole besoek in 3 maande. Ek het met soos 120,000 hoërskoolleerders gepraat. En as ek by skool met hulle praat, leer ek hulle oor besigheid, finansies. Ek sê vir hulle, jy kan van R0 af begin. Jy kan 'n besigheid bou. Jy kan jou eie toekoms in Suid-Afrika hier create. Die toekoms is blink vir jou. Jy moet net aksie neem, jy moet net verantwoordelikheid neem en deur entrepreneurskap kan jy dit doen. So dis die boodskap wat ons gee by die skole. En dan, as hulle dan nou inskryf en hulle sê, ek wil 'n entrepreneur wees, of ek het al 'n besigheidjie begin, dan mentor ons hulle vir 8 maande lank. Ons het nou hierdie jaar 300 entrepreneurs gekry, wat ons nou mentor en coach en leer om besighede te begin. En meeste van hierdie entrepreneurs bou besighede waar hulle mense employ, hoërskoolkinders wat mense employ. 2022 se wenner, Matthew Blau, het begin met R50 in sy sak. Toe ek hom ontmoet het by die skool, het hy energy drinks uit sy tas uitverkoop. Right? Vandag employ hy sy hele familie. Hy maak meer as R400,000 'n maand. Right? Hy het 'n paar snoepies wat hy bedryf. Hy employ 12 ander mense. Hy maak 'n impak in sy gemeenskap. Hy employ mense. Hy sit geld, jy weet, in mense se sakke sodat hulle kos op die tafel vir hulle kinders kan sit. I mean, Jason, wat die 2024 wenner is van Maak My 'n Miljonair, het begin met R600 'n maand, met sy eerste klommasjien toe hy ingeskryf het vir Maak My 'n Miljonair. Na 8 maande van Maak My 'n Miljonair het hy R56,000 'n maand in sy besigheid ingebring, net met 'n bietjie coaching, net met 'n bietjie doen hierdie, doen daai, doen hierdie anders. Hy doen nou oor die 240 'n maand, hy het mense wat hy employ, hy kyk na sy familie, hy dra by, dis impak. Die verlede jaar se wenner, Rian, die eerste jaar toe by sy skool was, het hy nie 'n besigheid gehad nie. Toe met die praatjie was hy gemotiveerd. Toe gaan hy huis toe gaan begin hy 'n besigheid. Toe die volgende jaar by sy skool kom, toe sê oom Albert, ek het jou challenge aanvaar. Ek het 'n besigheid begin. Toe het hy 'n biltong besigheid begin. Sy eerste maand, dink hy R300 of R800 se biltong verkoop. Dan in sy laaste maand het hy oor die R60,000 se biltong verkoop.
En jy weet, nou het hy 'n besigheid waar hy mense employ, waar hy mense empower. En dit empower ook hom en Jason en Matthew en Shaniqua, ek nou is haar storie vertel, maar dit empower ook hulle om nou 'n groter impak te maak. Hierdie jaar het Jason en Rian en Matthew en Shaniqua about 50% van die skoolpraatjies gedoen. So hulle het gaan staan by die skool en sê, laas jaar was ek in matriek. Hierdie jaar employ ek 12 mense. Hierdie jaar maak ek 400,000 aan 'n maand. Jy kan dit ook doen. En ek dink dit is wat ons jeug nodig het. 'n Positiewe stem van iemand wat dit reg gekry het, wat dit gedoen het, wat net 'n bietjie counter teenoor die negatiewe goed wat jy sien op sosiale media en die negatiewe gesprekke om die braai. En jy weet, by elke leerder wat ek kom, jy kan hoor, om die braai by die huis is daar 'n negatiewe gesprek oor ekonomie, oor die rand, oor ons land. Hulle kort 'n positiewe stem wat vir hulle sê, hier's 'n voorbeeld van 'n Matthew of 'n Jason of 'n Rian wat aksie geneem het. En dis nou net die wenners. Ons kan hierdie podcast 3 ure lank maak en ek kan jou vertel van al die entrepreneurs in die top 10 en die top 20 wat letterlik hulle lewens verander het, wat hulle familie se lewens verander het. En ek dink die jeug kort daardie positiewe reinforcement om te sê jy kan dit doen en jy mag dit doen. Yes. Dit is moontlik vir jou. So dit is in essence, as ons nou van begin tot einde, jy het my gevra, Albert, wat is jou skepingsdoel? Hoekom doen jy wat jy doen? Daarso is nou vir jou in kort 'n mooi uiteensetting van waar kom dit vandaan en hoekom wil ek dit doen wat ek kan doen? Ja, en ek kan absoluut sien, Albert, dit wat jy doen jy met liefde vir die jeug en die effort, dit wat jy insit. Ek was bevoorreg om 'n paar jaar betrokke te wees en was altyd uitgenooi na die gala aan toe. Ongelooflike ondervinding en dit wat jy doen wil ek vir jou sê, well done, en ek wil jou regtig, ek dink die Here kyk af en hy's trots op dit wat jy doen met die jeug en dit wat jy vermag. En ek dink dis wat ons almal wil hê as ons eendag boontoe geroep word en ons daar gaan staan, dat ons kan sê, well done my faithful servant, en dat ons dan ons skepingsdoel uitgeleef het. Ek wil vir jou vra, jy het nou gepraat oor die wenners, Shaniqua, Matthew, Jason en Rian verlede jaar. As jy na hulle onderskeie karaktereienskappe kyk, is daar een spesifieke ding wat hulle almal in gemeen het en wat hulle suksesvol maak? Is daar iets wat jy kan sê, as ek dit in 'n persoon sien, kan ek half sê die ou is geroep vir sukses? A fire in die hart. That's it. Mense kan altyd sê, ja, maar ek is nie entrepreneur nie, of ek is nie aangelei om 'n entrepreneur te wees nie. Daar bestaan nie so iets nie. Jy kan na al die groot entrepreneurs gaan kyk in die wêreld. Elkeen van hulle het 'n ander persoonlikheid. Ek sien elke jaar duisende leerders, duisende entrepreneurs. Elke jaar het ons 'n top 20 en elke jaar het ons 'n top 10 en elke jaar is daar die hele spektrum van persoonlikhede op die top 20 en die hele spektrum van persoonlikhede op die top 10. Daar is nie 'n entrepreneur persoonlikheid nie. Daar is nie 'n tipe mens wat jy moet wees nie. Jy moet net 'n vuur in jou hart hê. En as daar fire in jou hart is, 'n dryf, dan weet jy daardie persoon gaan suksesvol kan wees op sy manier. Besigheidseienaars verskil en hulle bedryf hulle besighede op ander maniere. Maak nie saak hoe jy die ding approach nie. As jy daai dryf het in jou hart, kan jy op jou manier dieselfde sukses bereik. En daai dryf kan van verskillende goeders afkom. My dryf kom uit armoede uit. Ek het arm groot geword en dit het 'n fire in my hart gestig om te sê, my familie sal nooit weer arm wees nie. En ek meen, vir baie generasies was die Van Wyks geken as die arm familie. Jy weet, die Van Wyks was die arm familie in die dorp. Right, vandag word die Van Wyks geken as die wealthy familie in die moed. En daai was 'n dryf wat 'n fire wat ek in my gehad het om die een te wees wat daardie ding verander in ons geslagslyn en ons familielyn, om te sê ek is die een wat gaan seker maak dat die Van Wyks nie meer geken word as 'n arm familie nie, maar dat die Van Wyks geken sal word as 'n wealthy familie. En dit kom uit dit uit, maar baie van die ander deelnemers het ander goed wat hulle dryf. Dit kan 'n relationships wees wat hulle dryf. Dit kan jy weet 'n lack wees wat hulle dryf. Dit kan 'n gain wees wat hulle dryf. Daar's baie goeders wat jou kan dryf in die lewe. Jy moet net vind wat is dit wat jou dryf en jy moet op dit latch. Dat daai ding vir jou vuur gee. En jy moet daai vuur stook want dit gaan vir jou oor die wenstreep kry.
Albert, ek gaan die laaste vraag vir jou vraag en ek het so 'n bietjie gespot het. Ek het vir jou gisteraand gesê ek vind dit verskriklik moeilik want ek is onlangs daai selfde vraag gevra om te sit in journal en te sê wat hou die toekoms vir my in? Waarmee is Albert besig en wat hou die nabye toekoms vir jou in? Jy het my baie mooi geantwoord om te sê, jy weet, by antwoord wat ek vir jou gegee het, want ek wil die exchange nie. Ek weet nie kom dit uit 'n mate van vrees uit dat ek nie dit op papier wil sit nie. Maar wat lê vir Albert voor? Daar lê baie goed vir my voor wat ek nog nie eens kan imagine nie. En ek hou daarvan om so daarna te kyk. Ons het net nou, jy weet, bietjie oor Christendom en geestelike element in dit ingebring. Daar's baie skrifte in die Bybel wat sê dit wat ek vir jou voorberei het, kan jy nie eens imagine nie. So ek dink daar lê baie goed vir my voor in my toekoms wat ek vandag soos ek hier sit nog nie kan imagine nie. Ek meen as jy my 5 jaar terug gevra het, 5 jaar terug en maak my 'n miljonair nie bestaan nie. Vandag is ons die grootste Afrikaanse entrepreneur development program in Suid-Afrika en ek wil eintlik sê ons is die grootste Afrikaanse entrepreneur program in die wêreld. Nou, want ons land, dis die enigste land wat eintlik maar Afrikaans praat. Jy kan dit so 5 jaar terug het dit nie bestaan nie. Daar is nie 'n ander entrepreneur program in Afrikaans wat met ons kan compete nie. Inteendeel, ek sal sê daar is nie eens een in Engels nie. As ek kyk na wat die ander programme bied en wat ons bied en hoe ons saam 'n entrepreneur loop en hom develop en hom verander in 'n suksesvolle entrepreneur wat Suid-Afrika se ekonomie kan bou, bestaan daar nie iets soortgelyk nie. En dit het nie 5 jaar terug bestaan nie. 5 jaar terug het Eiendom Akademie nie bestaan nie. 5 jaar terug het my ingenieurswese maatskappy nie bestaan nie. My pa was geretrench gewees. Nadat hy 30 jaar by 'n company gewerk het, het hy net vir hom gesê, sorry. En toe begin ek ingenieurswese company saam met hom. En hy was ons eerste employee. En einde laas jaar het ons 34 ingenieurs gehad wat vir ons gewerk het. Dit het nie bestaan 5 jaar terug nie. So dis moeilik om te sê wat in die volgende 5 jaar gaan gebeur. Ek het obviously my goals en my milestones waarvoor ek reach in terme van my turnovers wat ek wil reach en my hoeveelheid properties en ek wil hier skaal en ek wil daar skaal en my net worth wat ek wil by uitkom. Maar anders as dit is ek opgewonde en ek is excited net soos jy oor wat gaan gebeur wat ons nog nie nou op hierdie podcast aan kan dink nie. Nou, dis powerful, Albert, en ek dink dit as mense daai sonder stres hoef te lewe oor wat die toekoms vir ons inhou en is enjoy die journey, is dit eintlik iets wat 'n ou rustigheid gee, want ek dink nie ons kan begryp wat God vir ons inhou nie. So ek wil vir jou baie dankie sê dat jy vandag hier by ons kom kuier het. Jou vriendskap beteken vir my ongelooflik baie meer as wat jy sal weet, daai elke nou en dan incheck met 'n boodskap. Word ongelooflik waardeer. Dankie vir die fire wat jy in jouself het. Die manier hoe jy ander mense aanmoedig en aanspoor om ook die beste uit hulle self te ontdek en te word, is iets waarna ons opkyk, Albert, en hou aan met dit wat jy doen, wees 'n inspirasie. Ek dink in ons land waar ons mismoedig kan word as gevolg van al die negatiewe goed wat ons sien en jy weet wat ons baie keer voel ons kan kritiseer, is dit altyd nodig om eerder positief na die negatiewe te kyk. Ja, ek dink op die einde van die dag gaan dit also gratitude. As ek dink waar ek vandaan kom, waar my familielyn vandaan kom. Ek het meer as genoeg al klaar gewen. My droom op skool was om 'n 3 slaapkamer huis te hê met 2 Mercedes in die garage. Dit was my grootste droom wat ek aan kon dink. Ja. En ek weet met wat jy my vertel het van waar jy af vandaan kom en waar jy vandag is, ons het klaar gewen. So whatever happens tomorrow, dis 'n bonus. So daai positiwiteit wat jy noem, kan net kom met gratitude uit vir waar ons vandaan kom en waar ons is vandag. En om met daai gratitude voort te gaan en te sê ek is baie dankbaar vir waar ek kom, maar ek gaan 'n faithful servant wees en ek gaan hierdie coins nog verdubbel. En ek gaan in my toekoms in nog groter goed bou wat 'n impak kan maak, wat 'n change kan bring. En as jy op daai gratitude kan leef as 'n fondasie, dan sal jy altyd positief wees. Dis onmoontlik om nie positief te wees en 'n smile te hê as jy weet waarvan jy vandaan kom en waar jy nou is en om dankbaarheid te hê vir dit nie. So ja, ek waardeer jou vriendskap ook verskriklik baie en dit is lekker om altyd hier in Hartswater by jou te kom kuier. En jy is 'n groot inspirasie vir my ook, veral by jou fitness journey en
inspireer my verskriklik baie om ook bietjie, jy weet, harder te werk en gesonder te eet. So nee, en ek het ons chat eintlik baie geniet. Ek dink hierdie podcast kan seker nog 3 ure aangaan. Maar ek hoop ons het goeie waarde gegee vir jou audience en dat iemand inspirasie ook hieruit kan vind en positiwiteit hieruit kan vind sodat hulle moontlik hierdie podcast kan gebruik as 'n catalyst om ook hulle lewe te verander. Dankie Albert. Awesome, dankie vir jou.